17 en 18 September stil by AI Weskaap Kongres. Dit is waaroor ons vandag in die insetsel gesels. Baie welkom en hartlike goeie dag hier uit George uit. My naam is Eugene Gunning en by my sit Willie Silje, uitvoerende hoof van die AI, om te gesels oor hierdie interessante tye wat nou wag. Willie, jy het 'n interessante ding wat jy wil ons vertel voor ons oor die kongres gesels wat jy die week opgetel het. Vertel ons 'n bietjie daarvan. Ja, Eugene, ek meen, voor ons daarby kom, jy weet, ek meen, verlede week het ek nou so mooi Springbok terrein gehad. Natuurlik speel die Springbok om ons vandag, né? Ja, en die Stormers ook. Môre, natuurlik speel hulle môre teen Argentinië, né? Ja. Maar vanaand is natuurlik tyd vir die Stormers, né, en die All Blacks. Ja. Ek sien niks groen in jou nie. Jy kom nie groen aangetrek nie. Ek sien die blou span, jong. Okay, maar ek het hom ten minste kom ek wys net so. My Springbok kouse is aan. En nou is ons reg. Ja. So Eugene, groot hoogtepunte is natuurlik die kongres. Daai datums is so krities belangrik. 17, 18 September, nou al 'n nota te maak. Ek meen, gaan na jou dagboek toe en trek haar streep. So jy het 'n afspraak met die AAI in Stilbaai. Aand van die 17 is 'n groot glansgeleentheid, die toekenningsaand waar ons entrepreneurs en sakekamer van die jare gaan toeken. Gasspreker wat ek nie nou al gaan sê nie, maar dit gaan 'n baie goeie gasspreker wees. En dan die 18 is die kongres. Maar die stukkie wat Eugene verwys in die week, het ek gevra vir 'n onderhoud en die onderhoud sal waarskynlik komende Sondag nie, waarskynlik dit gaan komende Sondag op RSG op Rand en Sent uitgesaai word. As jy wil luister, baie beslis moet jy daarna luister. Dit gaan oor die Global Entrepreneur Monitor Report. Dis 'n verslag wat jaarliks uitgebring word, dis 'n internasionale verslag wat uitgebring is. En die verslag wat onder 56 lande gedoen is, gaan oor die een onderwerp oor die entrepreneuriese spirit, is die Engelse woord. Ek meen die aanklank van entrepreneurskap in Suid-Afrika. Ek meen hoe ontvanklik is Suid-Afrika en jong mense spesifiek ook vir entrepreneurskap as 'n loopbaangeleentheid. So daai spirit, die Engelse woord spirit, is so krities belangrik. En uit die 56 lande het Suid-Afrika die 7de swakste gevaar. Uit 'n gemiddeld van 10 of die telling van 10 is die wêreldgemiddeld op 4,7% is daardie geleentheid wat mense sien in entrepreneurskap as 'n loopbaan of 'n toekoms. Suid-Afrika se telling is 3,7%. Skokkend. So dit skokkend en die hele verslag het of hy's basies getoets op 7 punte en spesifieke punte soos, hoe is die regering se wetgewing belyn om hierdie klimaat te skep vir entrepreneurs? Ek meen, wat sê die wetgewing vir entrepreneurs? Ons weet hoe verskriklik moeilik is dit om besigheid te doen deesdae. Ek meen, in terme van registrasies, deur natuurlik maatskappyregistrasies by SARS, Departement van Arbeid, daai hele prosesse vat vir jou maande, ek meen. En dit is nie wat 'n entrepreneur nodig het nie, weet. En so is daar 'n hele paar van daai. Een is natuurlik die markte, die klimaat, die ander is opvoeding. Ek dink nog steeds, en die verslag praat pertinent daarvan, dat Suid-Afrika se curriculum moet aangepas word om in lyn te kan kom om nie werksoekers op te lei nie, maar werkskeppers op te lei. Ek meen. En jy weet, dit is altyd, Eugene, die groot punt is, ons praat altyd oor hierdie, en dis deel van die onderhoud wat ek gesê het, dat hierdie 88% slaagsyfer wat ons sê, wat nou so besonder goed is, en dank Vader, dit is daar, in terme van ons matrikulante, of graad 12 ten minste. Maar as jy net die volgende maand na die skool nou verby is, dan beland daai kinders in 'n statistieksyfer van 66% van die jeug wat werkloos is. Waar is die gaping? Ek meen, hoe kan dit gebeur dat jy hierdie hoogtepunt het in 1 jaar, en die volgende jaar het jy die absolute laagtepunte wat jy 66% kans dat jy nie werk gaan kry nie. En jong mense moedeloos raak en vervalle raak en allerlei klas daarmee saam. So, onderwys sal inderdaad natuurlik opgevang moet word. Die verslag praat baie pertinent daarvan dat entrepreneurskap vaardighede op skoolvlak moet deur entrepreneuriese kundiges gegee word. Sonder om onderwyseresse af te kraak. Hulle is bepaald opgelei in 'n sekere vakrigting, wat die rigting mag wees. Maar entrepreneuriese vaardighede wat van toepassing is op die grondvlak, waar 'n entrepreneur, jong mense besigheid kan begin en kan kompeteer met die hele ekosisteem
raak baie moeilik, jy weet, en daardie vaardighede moet deur 'n kundige in die sakewêreld aan hierdie kinders oorgedra word. So daar's baie aanbevelings wat gemaak word in die verslag, en met daai Eugenie in die agtergrond gesê, jy weet, het ons bietjie nuus vandag, om te sê dat, ek hoop julle het nou al reeds gaan kyk na die AHI se Facebook bladsy. Ek meen, daar kom gereeld daagliks baie goeie inligting deur, en as julle gisteroggend se Facebook bladsy dopgehou het, Eugenie, daar so 'n pragtige skerm, groen en goud skerm. Nogal. Dit pas nogal by ons hele tema, het pas nog by my sokkies op. Ja, dis reg. So die aanlyn portaal vir die nominasies vir toekennings by die kongres waarvan Eugene verwys het, 17-18 van September, is nou oop. Nou wat beteken dit nou? Ja, ek wil nie opmerk, ek weet entrepreneurskap en sulke dinge is vir jou persoonlik baie belangrik en vir die AI, so dit sluit baie goed by mekaar aan. Absoluut, Eugene. Julle moedig dit aan. Absoluut nie, is krities belangrik, met die AI is ontstaan, jy weet, het gekom, daar in die jare 1948, juis om jong mense te bemagtig, jy weet, met opleiding, met vaardighede, en geleenthede in die mark, dis entrepreneurse vaardighede, weet ek meen, en jy weet, entrepreneurskap is die kernbelangrikste aspek om Suid-Afrika te vat aan die volgende vlak toe. Ons sit met 'n werkloosheid van 32,7% werkloos in Suid-Afrika. Dis die gemiddeld. Trek hom deur vir die mense wat opgegee, dan is dit 42% van die mense het nie werk nie, jy weet. En ek het onopbondig gesê, die staat het ook verantwoordelikheid rondom arme mense, en dit sê die president ook, jy weet. Maar ek het gesê, ons moet meer kreatief word rondom hierdie toelaas wat ons elke maand vir die arme mense gee. Ons moet kreatief word oor die toelaag. Ek meen, daar moet 'n komponent van die toelaag wees. As jy jou eie klein sake besigheid begin, of entrepreneursie besigheid begin, is daar vir jou 'n tipe van 'n toelaag om te help daarmee. Ja, Ek meen, ons moet mense mos leer visvang. Daar moet sekere vaardighede oorgedra word. Daar moet geleenthede geskep word. So ons behoort daai toelaas wat enorme geld per jaar is, jy weet, beter aan te wend om hierdie vaardighede op grondvlak te vestig. Die kompetisie self, vertel ons daarvan, behels dit en Eugene, hierdie kompetisie elke jaar by die grandsgeleentheid van 17 September en vorige jare word daar toekennings gegee in basies 4 kategorieë. Ja. Nou die eerste kategorie is die AI se klein besigheid van die jaar. Nou in die volgende paar weke tot opbou na die kongres toe gaan ons elke week met 'n entrepreneur wenner wat 'n wenner was van hierdie toekenning gesels. Ja. Om julle te motiveer om te sê, luister na hierdie persoon. Kyk wat het hierdie toekenning aan hom of haar se lewe en sy besigheid gemaak het, waar staan hulle vandag? Presies. Na daai toekenning. So dis absoluut krities belangrik dat jy moet agslaan. En as jy nie jouself wil nomineer vir hierdie toekenning nie, kry iemand, ek meen die publiek, breër publiek, as jy ervaring het by 'n besigheid wat baie goed vaar en jy kan sien hierdie eienskappe is daar, nomineer hom. Nomineer hy besigheid. Ek meen, gaan op die portaal in, voltooi die aanlyn aansoekvorm en nomineer hom. Ek meen, daai nominasies kom als deur na die AI toe. Daar is 'n beoordelingspaneel wat na die nominasies kyk en moontlik net is jy of hy daardie wenner van daai kategorie. Eugene 4 gepraat. Dis die AI se klein besigheid van die jaar. Krities vir die AI is klein besighede is hierdie ontwikkelingsveld wat ons moet vestig. Die tweede is natuurlik 'n beginners klein besigheid van die jaar. Ons weet, as jy begin, is jou voete nog bietjie wankerig, as jy begin loopfases, ons weet, dis die tyd waar 'n besigheid deurgaan in die eerste jaar of 2 of 3. Dis juist jou besigheid wat ons graag van wil weet. Jy wat begin het afgelope jaar of 2 of 3 jaar, jy is nog in hierdie opkomende fase, en jy wil regtig wys, man, ek het hierdie eienskappe in my om ook eendag die AI se beginner besigheid van die jaar te wees, graag van jou wil hoor. So die klein besigheid van die jaar, die opkomende klein besigheid van die jaar, dan is daar 2 verdere kategorieë. Die een is natuurlik die toerisme besigheid van die jaar. Weereens, dis restaurante, enige besigheid in die toerisme sektor, ons wil graag van jou weet, en ons doen dit spesifiek, want toerisme maak in die Weskaap 'n groot rol uit van die ekonomie in die Weskaap. En daardie uitvloei natuurlik van 'n toerist wat kom na 'n toerisme besigheid toe, baat al die besighede in die ekosisteem. So dit is krities belangrik om daardie kategorie ook natuurlik erkenning te gee. En die laaste kategorie is natuurlik die kleinboer van die jaar, die beginner kleinboer van die jaar. Ek het laas keer gesê,
weer eens, ek meen, wie sal ooit vergeet die klein boer van Oudtshoorn. Ek was daar die dag onthou dit. Jy weet daar, dit is 'n paar hoendertjies en die liefde vir sy hoendertjies, jy weet, en die man het vandag al 7000 hoenders, leeuhoenders, en hy het 'n groot eie besigheid en hy verskaf. Maar daai persoonlike aandag, persoonlike liefde is daar. So ons wil graag van jou hoor, as jy in die boerdery sektor is, jy het 'n klein boerdery besigheid begin, ons wil graag van jou hoor. So, dringend daai 4 kategorieë, die nominasies is oop. So hierdie video, herinner jou net, gaan kyk asseblief op Facebook. Daar is die skakel. Op die skakel kan jy sommer aanlyn jou inligting voltooi. En dan moet jy vir ons 'n paar dokumente oplaai. Ek meen, as jy vir ons dalk 'n CV wil gee, jy kan daar vir ons 'n videoetjie sit, of dokumente wat jou aansoek motiveer, laat dit asseblief op. Hy is oop, en daai datum wat die aansoeke sluit, is die 31ste Augustus. Dis om een van die dae. Nou, Eugene, dis een van die dae, maar weet jy, ek raak bekommerd. Want een van die dae is dit Kersfees ook, né? Dis Ons praat al van 7 maande van die jaar is verby. September, Oktober, November en Desember is ons maar vakansiemaand. So, die tyd is min, so jy moet speel, en ons gaan elke week vir jou herinner, dat jy moet die aansoek voltooi, moenie wag tot die 30ste van Augustus nie. Kry nou tyd, maak seker dat jy nomineer jou besigheid, of kry iemand wat jou besigheid kan nomineer, of nomineer dalk 'n besigheid wat jou goeie diens gee, maak gebruik van die portaal. Laai dit op, en ons gaan die aansoek ontvang, ons gaan vir jou erkenning gee van die aansoek wat ontvang is, en ons gaan jou lei in die proses oor wanneer natuurlik die beoordeling gaan plaasvind. So 31 Augustus, die sluitingsdatum, waar alle aansoeke moet inwees vir daai 4 kategorieë. Jy sal sien op die aansoekvorm, moet jy 'n keuse maak vir watter kategorie skryf jy in. Moet nou nie vir al 4 inskryf nie. Ek weet nie of jy nou 'n klein boer kan wees, en 'n toerisme besigheid, en opkomende. So kies een van die 4 waar jy wil natuurlik jou nomineer, en dan voltooi vir ons die vorm vir een van daai 4 kategorieë. Dan kort daarna, die eerste week, die maandag na die 31ste, gaan die paneel sit. Nou is hoofvlakkundige mense wat gaan saam met die AI sit. Ons gaan na die aansoeke kyk, en daar gaan ons die top 3 kandidate daai dag bepaal. Dit is die 6de of die 7de van September. Eugene, dan gaan ons weer so mekaar sit, daai tyd, om te sê, in hierdie kategorie, dankie vir die aansoeke, ons top 3 wenners is besigheid A, B en C. So jy sal al reeds weet teen die 7de September, dat jy op die top 3 kategorieë is. Dan natuurlik gaan ons stil raak, want ons gaan nie die wenner aankondig voor die tyd nie, die wenner gaan aangekondig word die aand van die 17de September in Stilbaai. By die glansgeleentheid is tyd om vrou of die meisie of wat saam te vat, netjies 'n pak klere, 'n mooi rok en seker mooi groen springbok kouse of seker iets. En tydens daai geleentheid sal die wenner aangekondig word. So jy sal genooi word na die geleentheid toe in Stilbaai. So maak seker as jy inskryf dat jou dagboek is beskikbaar vir die 17de September in Stilbaai om die funksie daar by te woon. Dan Eugene, is daar nog 2 ander kategorieë. Tel ons. Hoor, is nuuskierig. Ja. Nou wat sê jy nou van die All Blacks en die Stormers vanaand, jy weet? Laas toe die All Blacks in die WP gespeel het, daar in 76 lyk met hulle gewen, die WP, so. So, dink jy die Stormers het vanaand 'n kans om die... Natuurlijk. Ons hoop so. Ons gaan daai dop hou. Ons hoop almal hou duime vas. Maar die Springbok moet ook wen, die All Black vir 2 weke, ja. Natuurlik. Nou, Eugene, die ander 2 kategorieë wat jy nie hoef aansoek te doen nie, is natuurlik die AI se sakekamer van die jaar. Dis 'n groot toekenning. En daardie voorreg van die sakekamer van die jaar is 'n presidentstoekenning, die voorsterstoekenning. So ek myself gaan en ek beweeg baie rond in die Weskaap, ek gaan kuier vir baie sakekamers, ek hou julle dop sakekamers, en daai aand gaan ek 1 of 2 sakekamers nooi, natuurlik daar na Stilbaai toe, en terwyl daai aand gaan ek die wenner, die voorsterstrofee vir sakekamer van die jaar, sal aangekondig word die aand van die 17de September. Ek wil vir die sakekamer sê, ons hou julle dop, ons sien wat julle doen, ons sien wat julle doen vir julle klein besighede, ons sien wat julle doen vir die ontwikkeling van besighede, ons sien wat julle doen in terme van skep van hierdie netwerkgeleenthede. En op grond van daai toekenning gaan ons dan, of daai prestasie van julle gaan ons dan aan sakekamer van die jaar aanwys. Maar ook is daar 'n geleentheid
om natuurlik vir die opkomende sakekamer. Eugene, dis natuurlik 'n sakekamer wat onlangs begin het en ons weet daar's sulke nuwe sakekamers en opkomende sakekamer, net om jou te sê, man, gaan aan, jy weet jou spoed is daar, gaan aan, jy's op die pad, jy weet. Gaan ons ook die ondervoorste trofee die aan toe ken vir die opkomende sakekamer van die jaar. So daar's baie goeie interessante inligting. Dis hy. Dit so groot afwagting vir die al wat oorbly is, gaan na die Facebook bladsy toe van die AAI, gaan op die skakel, skryf in, sluitingsdatum 31 Augustus, en ons hoop dat jou naam gaan uitgeroep word die aand as die wenner. So ons gaan weer binnekort gesels. Ja, baie dankie vir die saamkyk en ons gesels gou weer en dankie Willie vir jou tyd en dit het ons gesels het. Ek dink iets om na uit te sien. Baie dankie. En mag die Stommers wen. Ja, natuurlik. En die Bokke. Heerlike dag vir u. Totsiens.